Dierbare Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg vir elkeen en iedereen van ons om hier te wees vandag, Vader. Here, ons loof U, ons prys U, ons eer U daarvoor, Vader. Here, ons dankie vir dit wat U so dikwels vir elkeen en iedereen van ons doen, Vader. Here, ons kom vandag, Vader, en ons kom bid vir U kindertjies, wie se eksamens nou gaan begin, Vader. Here, ons bid dat U hulle sal seën met rustigheid, Vader. Here, daar is soveel kinders wat nie weet wat se kant toe om te draai in eksamentyd, Vader. Here, is vir hulle bitter moeilik, Vader. Daarom bid ons, Vader, dat U hulle vrede in hulle harte sal gee, Vader. Here, dat U hulle gedagtes vir hulle sal open, Vader. Here, daar waar daar kinders is wat alleen moet sit en leer, Vader, dat die liefdevolle Heilige Gees hulle leiding en hulle leidsman sal wees. Wanneer hulle boeke vat, Vader, en oopmaak, Vader, dat U die woorde in daai boeke, in hulle harte en in hulle gedagtes, sal oopbreek, soos wat U die woord, wat U vir ons gegee het, Vader, as ouers, oopbreek in ons lewens dagliks, Vader. Here, ek weet dat die woord sê, Vader, die woord beloof ons, Vader, dat U slegs U woord kan seën en niks anders, Vader. Here, daarom bid ek, Vader, vir elke pappa en mamma in hierdie kerk vanmôre, Vader. Here, dat hulle in lyn sal kom met U woord, Vader. Here, dat ons nie net sal sit en luister nie, Vader. Here, dat ons nie net sal sit en lees nie, Vader, maar dat ons dit 'n werklikheid in ons lewe sal begin maak, Vader. Here, want ons weet wanneer ons in lyn kom met U woord, dan kan U ons seën volgens U woord, Vader. Here, daarom bid ek, Vader, soos die woord vandag uitgaan, Vader. Here, dat dit stand sal vat, nie net in ons harte en ons gedagtes, maar in ons lewens, Vader, dat ons die woord sal gaan leef daar buite. Dat die mense daar buite, vriende, familie, onbekendes, Vader, daar waar ons gaan, dat hulle die woord in ons sal sien, Vader. Here, ek bid dat U elkeen en iedereen van ons sal volmaak met die woord weer, Vader. Soveel so, dat ons genoeg sal hê om uit te kan deel daar buite, Vader. Here, is so maklik om te sit en luister, Vader, maar is nie so maklik om uit te gaan en te gaan doen. Maar ons weet, when we step, then God steps, Father. And when we come in alignment with your word, Father, then you will bless us according to your word, according to your time, Father. Here, daarom dank ons U. Ons loof U en ons prys U, Vader, vir dit wat U nou in elkeen iedereen van ons se lewens doen, Vader. Vir die week wat vorentoe lê, Vader, die maand wat vorentoe lê, Vader. Here, help ons as ouers, Vader, om ons kinders te lei op die regte weg, Vader. Here, om 'n voorbeeld vir hulle te kan wees, Vader. Om iemand te wees na wie hulle kan opkyk, Vader. En sê, dit is hoe ek wil wees. Dit is hoekom ek doen wat ek doen daagliks. Dis hoekom ek die moeilike pad stap. Dis hoekom ek bereid is om die ekstra ure in te sit. Want ek weet dat daar 'n lewendige God daarbo is, wat my beloof het, dat hy sy woord sal seën, sodra dit in werking kom deur my lewe. Ek dank U daarvoor, Vader. Ek loof U en ek prys U, Vader. Ons is so lief vir U, Vader. Amen en amen. Amen. Die tema is, jy is sout en lig. En julle gaan nou wonder, hoekom sout en lig? Maar kom ons buig ons hoofd en ons bid eers saam. Hemelse Vader, vandag staan ons as kinders voor U. Nie as in ons eie krag nie, maar deur U genade. Here, U genade is vir elkeen van ons soveel waarde en dis net genoeg. Ons vra dat U ons harte sal stil maak en ons ore oopmaak om U stem te hoor vanoggend.
Laat die woord diep in ons siele insink, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar doeners daarvan, Here. O Heilige Gees, kom en vul hierdie plek, vul van sitplek tot sitplek, Here, laat die lig oor elke hart skyn, en die sout in elke wond, wat elkeen van ons het, Here, dat die genesende teenwoordigheid vandag, elke wond sal genees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Alleen, amen en amen en amen. Nou mense, Matteus 5 vers 13 tot 14. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voort as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Hoekom kruip ons weg? Waar is al die mense? Waar is die mense? Jy is sout en lig. Dis wat jy moet wees. As jy jou wapenrusting het, jy die vrug van die Gees, kan jou sout soveel spreek. Wanneer Jesus hierdie woorde spreek, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van hierdie wêreld, praat hy nie net van groot, belangrike mense van die Bybelse tyd nie. Die boodskap is vir jou vandag, vir elkeen wat hier sit, elkeen wat kyk, elkeen wat luister. Hy praat met gewone mense soos ons, wat sit en luister. Vissers van mense. Wat is vissers van mense? Dis mense wat die evangelie gaan verkondig. En jy kan dit enige plek verkondig, want jy het nog die toegang. Mense, die tyd is besig om nader te kom, wat ons nie meer gaan mag praat nie. Moeders, kinders, mense wat hul daaglikse lewe probeer om getrou te wees aan die woord van God. Mensies, die tyd is besig om uit te loop. Hulle sê jy moet probeer om 'n sout en lig te wees. Hulle sê nie, julle moet dit net probeer nie. Julle moet dit wees. Dit is wat julle moet wees. Julle is die lig. Nou gee vir my sê, ja, maar ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ek kan nie 'n lig wees nie. Weet jy wat? Terwyl jy in jou moeilike omstandighede is, kan jy 'n lig wees vir 'n ander ou. Amen. Amen. Wanneer is dit vir die ergste? As jy daar lê en jy moet bid vir iemand anders. Ek sê vir julle, ek het Vrydag, het ek eintlik skaam gekry, ek kon nie bid vir Donderdag, kon ek nie gebid het, ek het so uitgebars in trane. Maar dank die Here, daar was iemand wat kon oorgeneem het. Want baie kere is jy in so baie emosionele dinge, dat jy baie keer nie krag het nie. En dan moet 'n ander ou se liggie begine brand langs jou, sodat jy ook opgetel kan word. Met ander woorde, dit is iets wat ons moet word. As jy nou nog in die wêreld is, en jy het jou liggie weggesteek, kry hom aan die brand. Want daar's iets wat ons moet doen, want elkeen van ons wat hier sit, behoort aan Vader. Elkeen. Niemand is uitgesonder. Nie eers daai kindertjies wat daar buite is nie. Elke liewe een wat hier sit, behoort aan Jesus. Elkeen het 'n liggie wat skyn. Jy kan dalk van punt A na punt Z toe hike. Terwyl jy in karre van mense inklim, kan jy die evangelie vir hulle vertel. Want God het jou nie verniet op daai pad gesit nie. Hy het jou nie verniet gesit nie. Hy het jou met 'n rede gesit. Nou sout is 'n klein ding. Ek gaan vir julle elkeen grove sout gee vandag. En jy gaan voel, dit is klein, dit is grof. Dit voel anders. Dit lyk klein en eenvoudig. Maar sout het 'n dubbele betekenis in die Bybel. 'n Dubbele betekenis. Dit bewaar en dit gee smaak. Kyk 'n bietjie, as jy kos maak sonder sout, is dit eetbaar? Gaan mense
meeste van jou hou as jy nie souterig is nie. Nee, sout gee smaaks. En sout maak sterk. Kyk, as jy 'n wond het en jy gebruik sout, word hy wond vinniger gesond, want jy was hom in die soutwater. Wat maak hy sout? Hy bring genesing. Hier in Jesus se tyd was sout kosbaar. En ons sien dit sommer maar net as iets wat daar lê. Maar sout het eintlik so baie om vir elkeen van ons te leer. In die Bybelse tyd was daar nie yskaste nie, daar was nie preserveermiddels nie. Maar as jy sout gehad het, kon jy vleis en vis langer hou. Dit het die bederftyd vertraag. Nou dink net, as jy sout is, kan jy nie bederf. Jy kan nie vrot nie. As jy Jesus in jou het, kan jy nie vrot nie, want jy die sout in jou. Amen. Jesus sê dis vir sy volgelinge, julle is die sout van die aarde, met ander woorde, julle is wat die wêreld verhoed om heeltemal bederf te word. En dis hoekom ons sit Sondag vir Sondag in die kerk. Die boodskap wat ons hier hoor, kan ons nie net hier los nie. Ons moet hom saamvat, sodat ons die ander mense daar buite kan vertel. Kan vertel van wat jy gehoor het, wat sout vir jou beteken. En jy is 'n stukkie sout en 'n liggie vir 'n ander ou. Julle is mense wat die smaak van God se teenwoordigheid bring. Die smaak van sy teenwoordigheid. Maar die smaak het weggegaan. Ons smaak het ons net neergesit. Ons het alles net neergesit. Ons het moeg geword. Ons het laf geword. Jesus waarsku egter, as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Nou wat is sout wat laf geword het? Dis iemand wat die pad verdwaal het, wat weggewandel het, wat besluit het, nee, weet jy wat, ek wil nie meer wees saam met Jesus nie. Ek kies die ander pad. Dan kan jy niks met daai sout doen nie. Kan 'n ou wat in die wêreld is vir jou optel? Kan iemand jou wat in die wêreld is vir jou sê, luister, kom ek bid vir jou, gaan jy gebed vat? Dink 'n bietjie mooi daaroor. Dink 'n bietjie mooi. Mensies, daar's groot gevaar dat kinders van God hulle soutkrag verloor het. Julle het julle soutkrag verloor. Wanneer ons moet aanpas by hierdie wêreld, wat nou tans besig is om te gebeur, is jou sout reg? Is dit reg? Is daai soutkrag reg? Of het jy jou soutkrag verloor? Niemand in die wêreld kan meer die verskil proe nie. Niemand. Kyk hoeveel kerke is leeg. Hoekom is die kerke leeg? Want die mense se soutkrag is verlore. Hulle krag is verlore. Niemand kan meer 'n verskil proe nie. Want ons is so vasgevang aan die wêreldse dinge. Wanneer ons geloof net 'n versiering word, is daar nie 'n invloed nie. Baie keer van ons gaan instap met 'n Bybel onder die arm. Dragtig, as jy kom met jou Bybelkerk en jy het jou Bybel onder jou arm, en jy stap in, en jy proe nie lekker nie. Dan het jy maar net 'n attitude van, ek vat my Bybel saam, maar wat gebeur met jou Bybel? Waar los jy hom? Dan bring jy hom net kerk toe of lees jy hom? Of is jy besig om laf te word? Want baie mense is besig om hulle geloof te versier, om te act. Ons kan nie act nie, mense. Ons moet nou beginne dinge doen wat ons moet doen. Ons moet beginne opstaan. Ons moet beginne beweeg. Ons moet beginne siele wen. Want enige plek waar jy is, kan jy 'n verskil maak. Maar as jou sout laf is, kan jy nie 'n verskil maak nie. En baie mense sê vandag, ek wil nie anders wees as ander nie. Maar die Here sê, ek het jou gemaak om anders te wees. Die Here het elkeen van ons gemaak om anders te wees. Want as ek dieselfde gelyk het as kleintjie, dan sou dit nie so nice gewees het nie. As ek dieselfde gelyk het as Elise,
Wie sou julle gesê het, wie is wie? Maar die Here het elkeen van ons anders gemaak. Nie om hoogmoedig te wees nie, maar om 'n invloed te hê op ander mense. Ek het in hierdie laaste tyd gesien wat God regtig kan doen in omstandighede van mense. Ek het dit gesien. Ek het dit gesien. En nou dink ek aan die vrou met die soutpot. En hierna gaan ek vir julle 'n liedjie speel wat ek en Annelie gisteraand gesit en skryf het. En dis hoekom ons so 'n bietjie moeg is. Maar die vrou met die soutpot, 'n paar jaar gelede was daar 'n klein dorpie in die Vrystaat en 'n ou tannie met die naam Elsie. Sy het alleen gewoon in 'n klein sinkhuisie langs die spoorlyn. Sy het nie baie gehad nie, maar sy het altyd 'n klein soutpot op haar vensterbank gehad. Elke dag as sy bid, het sy haar hand op daardie soutpot gesit en gesê, Here, gebruik my sout vandag, al is dit net 'n bietjie. Al is dit net daai bietjie sout. Die mense in hierdie dorp het nie eens geweet hoe groot haar invloed was nie. Wanneer hulle siek was, het sy gegaan met 'n bord kos. Sy het vir 'n bord kos gevat. Sy het niks gehad nie, maar sy het nog steeds gegee. En hier sit mense in hierdie gemeente vandag, wat regtig swaar kry. Maar as jy by hulle kom, dan help hulle altyd iemand. En weet jy wat, die Here sorg altyd vir hulle. Hoekom? Want hulle is nie besig om so te lewe nie. Hulle is besig met 'n oop hand. Dis soos hierdie tannie, wat hy kos, sy het min gehad, maar sy het hy bord kos gegee. Wanneer iemand rou, het sy gegaan met 'n bemoedigende woord. Weet jy hoe belangrik is dit om vir iemand te sê, weet jy wat, ek dink aan jou. Ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd. Dis belangrik om bemoedigende woorde vir mense te sê. Sy het nie 'n mikrofoon gehad met 'n groot platform nie. Nee, sy het dit nie gehad nie. Sy het net sout gebring waar mense se lewens bitter geword het. Waar mense se lewens bitter geword het sy daai sout gebring. En op haar begrafnis het die predikant gesê, sy het nooit gespreek nie, maar haar lewe het 'n preek geword. Dit wat dit beteken om sout te wees. Nie groot woorde nie, maar 'n klein hand, 'n klein geur bring 'n smaaklose wêreld. So, daai groot woorde wat gepreek word, kan baie keer niks beteken nie. Daai groot woorde wat gesê word, kan baie keer niks beteken nie, maar 'n klein hand wat geur bring in 'n smaaklose wêreld. Dis wat daai tannie was. En om te dink, as jy by mense kom en sê, hoorie, bid gou-gou. Bid jy nou gou-gou? Nee, bid jy. Het jy geweet, jy kan jou hand op iemand sit en net sê Jesus, genesing kan gebeur, want dit is jou geloof en daai persoon se geloof. Jy het nie nodig om langsinne te bid nie. Jy het nie nodig om vreeslike goed te sê nie. Ekskuus. Lig om te skyn waar dit donker is. Het jy jou lig wat jy het, waar dit donker is? Kan jy skyn met jou liggie? Vra jouself af. Jesus sê ook, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Jy kan nie jou lig wegsteek nie. Jy kan nie. Lig is nie vir onsself nie. Dit is vir ander. Moenie goed woord vir jouself hou nie. Vanoggend het Morney Lotter gepraat van die liggie, die lantern wat aan die ou se voet gehang het. Ek het nou nie presies geluister, presies die woorde nie. Maar daai liggie was net genoeg vir elke tree. Net daai lantern was net genoeg vir die tree vorentoe. En weet julle wat? Baie keer is ons daai liggie vir 'n ou wat se lewe donker is. Wat net nodig het om ons liggie te skyn vir daardie een treetjie wat hy vorentoe moet beweeg. Daai liggie wys die pad. Dit bring veiligheid. Lig bring hoop. Lig bring hoop. Kyk 'n bietjie as jy in 'n donker vertrek sit. Het jy hoop?
Het jy werklik hoop? Jy kan niks sien nie. Is daar iets om na toe uit te kyk? Dis donker. Maar as daar 'n lig is daar hoop, want jy weet, daar is 'n lig wat skyn. Sommige mense vra, wat kan ek doen? Ek is net een mens alleen. Maar dink net, selfs 'n klein kers verander die hele atmosfeer in 'n donker kamer. 'n Klein kersie kan lig maak. So jou kersie kan lig maak vir 'n ander ou. Ons word nie geroep om hierdie wêreld te verander deur groot krag nie, maar om 'n lig te wees deur liefde, die waarheid, nederig en geregtigheid. Die waarheid. Weet julle hoe belangrik is dit om die waarheid te praat? Om die waarheid te weet jy wat, as jy 'n fout gemaak het, sê luister hierso, ek het 'n fout gemaak. Ek het nou 'n wraakdag aangejaag en ek is nou jammer omdat ek dit en dit en dit en dit gedoen het. Dan gaan dit nie so erg wees nie. Maar as jy gaan staan en jok daaroor, gaan jy jok môre verander en dit gaan alles verander. So deur liefde. Weet julle baie, en ons het gisterand het ons gepraat, of gistermiddag voordat ek huis toe is, het ons gepraat van hoe belangrik is dit om vir iemand te sê jy is lief vir hulle. Dis baie belangrik. 'n Drukkie kan 'n persoon optel. Louis, jy was hierdie week siek. Het die drukkies gehelp? Het 'n drukkie gehelp? Dit het gehelp. Wie help 'n drukkie so elke nou en dan? As jy voel, die lewe druk vir my darm maar erg. Dan kom iemand en gee hulle vir jou daai drukkie. Ek is nou besig om 'n ma en 'n seun te leer om mekaar te druk. Kan julle glo, die seun is al 20, die ma is 50. Maar hy is bang vir drukkies. So, wat doen ek? Laat jou lig in jou huis skyn. Ons kan nie 'n lig vir die wêreld wees as ons geen lig in ons eie huise skyn nie. So waar begin ons? Ons begin by ons huise, om ons huise reg te kry, sodat ons lig in ons eie huis skyn, sodat die lig wat daar skyn, ander kan bring na die huisie toe. Laat jou woorde, jou optrede, jou verhouding met jou gesin getuig dat Jesus daar woon. Hoeveel gesinne kom 'n mens nie by nie? Weet julle, ek is nie onder 'n kalkoen uitgebloei nie. Jy voel die atmosfeer as daar 'n bekleierery was en jy stap in en jy het nou nodig om te praat en voel jy, wag, hier is bietjie styf, daar's bietjie styf, dis bietjie moeilik daar. 'n Mens voel dit. 'n Mens wil nie altyd so wees nie. 'n Mens wil graag die lig by jou huis reg hê. Wanneer jou kinders leer om te bid, kinders moet leer om te bid, en wanneer jou man of jou vrou, wanneer jy jou man of jou vrou vergewe, wanneer jy arm is onthou, dan skyn jou lig. Kyk 'n bietjie as jy kwaad is vir jou man of vir jou vrou, kan jy lekker slaap? Of as jy kwaad is vir jou vriendin, kan jy lekker slaap? Wie het al beklein gaan slaap? Met vriende? Ek het al. Dan kan ek nie slaap nie, dan wonder ek, wat gaan ek doen om hierdie verhouding weer aan mekaar te kry? Wat gaan ek doen om weer... Maar as ons liggie skyn, gaan ons dinge anders hanteer. Weet julle wat is die grootste wat kan gebeur? Met vriende. Vriendskappe. Wie is bang om regtig vriendskap te hê? Hoekom? Hoekom is ons bang? Want ons het seer gekry. Maar terwyl ons in 'n vriendskap was, het ons werklik saam met daai persoon gebid. Het ons werklik die lig geskyn, het ons werklik 'n pad met Vader gestap terwyl ons in daai vriendskap was. Dink 'n bietjie daaroor. Lig beteken as jy's nie volmaak nie, maar dat jy toelaat dat Jesus se lig deur jou breek, selfs deur jou krake. Jesus is die ware lig. Ons is nie lig uit onsself nie. Die son gee lig aan die maan en die maan weerkaats net daardie lig. So weerkaats ons die lig van Christus. As Christus se lig in ons is, dan weerkaats ons die lig uit. Wil julle dit graag doen? Wanneer ons naby hom leef, is sy lig sigbaar by ons. Maar wanneer ons van hom al wegbeweeg, verdwyn ons glans. Kyk bietjie iemand wat kwaad is vir die Here. Het hulle 'n werklike lig wat skyn?
Nee, word nie lig nie. So sout wat laf word lig wat nie meer skyn nie, nutteloos. Dis hoekom Jesus sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons lig is nie ons eie eer nie. Dis alle eer kom God toe. Vandag is daar 'n groot getuienis van 'n man met 'n wat lewerprobleme gehad het, en ons het op 'n tyd saam gebid, ons was klomp mense wat saam gebid het vir hom, en vandag getuig hy, en weet jy wat is die eerste woorde wat sy vrou sê? Alle eer aan die Here. Ons is so geneig om te sê, hoor jy, het julle gehoor, daai pastoor het kom bid, die mense het gesond geword, dan hardloop almal daarna toe. Maar dis die pastoor, nee, dis die Here. Alle eer kom altyd die Here toe. En hoe leef ons as sout en lig? Wanneer daar pyn is, bring dit hoop. Wanneer ons moed verloor het, tel dit ons op. Wees 'n stem van waarheid, mense. Staan reg vir geregtigheid. Rig jou fokus op geregtigheid. Selfs al kos dit jou. Wat gaan dit jou kos om jou huis se liggie te laat skyn? Dit gaan tyd wees. Dit gaan jou tyd vat. Dit gaan tyd vat om Bybel te lees. Dit gaan tyd vat om te bid. Dit vat tyd. Dit is nie sommer net gratis en verniet nie. Dit vat van jou tyd. Jy sal moet beplan om jou tyd eenkant te skuif. Sê, weet jy wat, Here, my 10% gee ek hierso vir U. Daai tyd tot daai tyd is my tyd met U. Wees 'n voorbeeld van liefde vir mekaar, vergewe, dien bemoedig, dra mekaar se laste. En ek moet vir julle sê, ek het hierdie laaste ring. Vrydagoggend toe ek nou loop, toe voel ek nou regtig of die hele wêreld op my skouers is. Want ek stap met 'n badsakkie en 'n tassie hier af. En ek moet stap vir water om te skoon te kom, en dit voel of die hele wêreld op my neergedaal het. Maar ek het nie gaan sit en in my kamer weggekruip en die deur toegemaak nie. Nee, ek het opgestaan. En dan moet ek nog hoor, iemand nog gaan bid vir iemand, en dan kry ek die boodskap. Ek het 10:30 afspraak, sal jy vir my bid? Dan moet ek nog 10:30, voor 10:30 moet ek nog vir daai persoon bid, voordat hulle ingaan by die dokter. Maar nog steeds het ek dit gedoen. Ek het nie laat die lig gaan lê nie, opgestaan. En ek weet, ek praat baie uit my lewe uit. Maar mensies, moenie gaan lê nie. Wees 'n getuie van Christus. Moenie skaam wees vir sy naam nie. Elke klein daad van goedheid, elke gebed, elke glimlag, dis sout en lig in aksie. Dis wat dit is. Sout en lig in aksie. Ek gaan bid en ek gaan 'n afsluitingsgebed doen, en dan gaan ons 'n liedjie doen. Ek wil hê jy kan opstaan en jou vlag waai. As julle die sout gou kan uitdeel, net vir elkeen 'n bietjie sout gee. Het julle vir elkeen al sout gegee? Nog nie. Gee gou vir elkeen 'n bietjie sout. Gee vir elkeen sommer net so. Vat jy daai sout. Jy kan dit in jou sak druk. Al kom dit in die wasmasjien, dit kan niks maak nie. Vat net so 'n bietjie sout. Vat net so 'n bietjie sout. Vat net so 'n bietjie sout en ek gaan wag tot hulle dit klaar uitgedeel het. Dan gaan ek afsluit met 'n gebed. En ons gaan die liedjie vat. En ons gaan hom saam sing. Julle ken nie die woorde nie, maar is hierdie hele woord wat bedien is, wat 'n lied gemaak is. En vat daai sout, kyk daarna, moenie laat jou sout enigsins sleg word nie, vrot word nie. Dis 'n profetiese aksie wat ons gaan doen. Dis wat dit is. Dit is nie net sommer net sout nie. Moet nou nie 'n hele bak. Wees net versigtig vir die kinders dat hulle nou nie alles eet nie, hoor. Anders kan hulle nogal siekerig word van hierdie baie sout. Maar kyk 'n bietjie na daai sout. Kyk 'n bietjie na elke korreltjie. Né? Kyk 'n bietjie daarna. Dis 'n bietjie klammerig. Maar kyk na elke een van hulle. En as jy dit so hou, dan jy sien dit skyn so 'n bietjie. So moet ons liggie skyn, mensies. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, U woord het vandag helder geskyn soos 'n lamp vir ons voete. Here, ons ken dat ons soms ons sout verloor het. Dat ons lig soms laat dof word het, Here.
Maar vandag vra ons, laat U Gees ons weer vul. Gee ons lewens deur te dra. Here, daar waar daar bitterheid is, Here, bring lig. Daar waar daar duisternis is, Here, bring daai lig en vrede waar daar onrus is, Here. Ek vra dit in Jesus se naam. Here, gebruik elke man en vrou, elke kind, elke jong mens hier as sout en lig in hierdie gemeenskap. Laat mense U mag sien in elkeen van ons. Dat ons ou dinge agter sit en ons sit daai sout wat dit kan skoonmaak. Elkeen van ons kan reinig. Laat ons lewe so skyn dat U naam verheerlik word deur elke ding wat ons aanpak. Here, ons bid dit in die naam van Jesus Christus en ons bid dit met dankbaarheid. Dankbaarheid, Here, dankie. Dankie dat ons vandag hier in 'n kerk kan sit waar ons as samekoms het, waar ons medegelowiges sit, Here, dat ons nog die voorreg het om vandag nog in 'n kerk te kan sit en U naam te kan grootmaak, vir U 'n lig te wees vir ander mense. Here, dankie vir daai voorreg. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen en amen. Amen. Die Heer het ons geroep om sout vir hierdie wêreld te wees. Nie groot of sterk, net eenvoudig en klein, maar draers van die Heilige Gees. Hy gee vir ons 'n doel, U lig laat skyn deur ons. 'n wêreld sonder smaak, laat die Geer weer in ons woon. Ek sal skyn waar U my stuur, want die lig is my deel. U sout in my hart, gesmaak U Gees laat my lewe gloei. Laat my elke dag onthou, is die lig wat deur my gloei. Ek is die sout van die aarde, ek is die lig van die wêreld. Wat Jesus het gesê, Julle is die sout, Julle is die lig. Sout is fyn en klein, sout is die invloed, dit bewaring gesmaak, vir jou gesoute krag, is jy sout wat elk met ander se lig. Ek is Jesus se soutbord, ek is Jesus se soutbord, ek is sout, ek is lig, deur Jesus leef ek nou vir U, laat my lewe.
Is jy ja of nee? As jy is, gee 'n groot hande. Want ek gaan beslis my sout gaan werk. My sout gaan nie oud word nie. My sout sal altyd werk. Mag elkeen van julle geseënd wees in elke aspek van julle lewens. Mag die vrede van die Here met julle wees, oral waar julle gaan.